Dit bly 'n geweldige voorreg om in die huis van die Here te wees. Mag ons geen geleentheid laat verbygaan. Ek deel vanoggend met die ouens wat saam bid. As dit so sou wees en nie vir die mense gaan sê ek glo in aliens nie, is nie wat ek sê nie. As dit so sou wees dat daar 'n ruimtetuig sou land op aarde op die 25ste Desember wat niks van ons weet nie, en niks van ons kultuur weet nie, en niks van ons geskiedenis weet nie. Wat sou hulle sê vier ons die 25ste Desember? Ek wil vir julle sê, mag hierdie dag 'n dag wees wat ons regtig Jesus se geboorte vier. Dit is nie nasionale Black Label dag nie. Asseblief. Dis nie laatslaapdag nie. Dis die dag wat ek en jy onsself moet toespits. En so daarom hier die vraag vanoggend, waar is Jesus? En wanneer ek dit vra, probeer ek jou nie uitlok nie. Ek probeer jou vat na 'n plek toe waar ons dink oor hierdie vraag. En ek besef die antwoord op hierdie vraag is waarskynlik afhangende van wie jy dit vra, reg? As ek jou sou vra in 2025, waar is Jesus? Wat sou jy my antwoord? Ek hoop julle, ja, aan die regterhand van die Vader. Dis waar Jesus is in 2025. Maar as jy hier dieselfde vraag sou vra, vir Maria, net so, toe Jesus omtrent so 12 jaar oud was, soos hy vir jou gesê het, ek weet nie, gevra sy pa, hy was laas daar, ek soek hom daar. As jy vir Jesus sou vra en of vir die ouens in die tempel, sal hy vir julle sê, maar hy was in die tempel. Maar as ek hier die vraag vra vanoggend, dan vra ek so, in die tyd waar die argumente sterker is as ooit, en die narratiewe en die geskiedenis sy loop, en elke ou sy aanhanger het, vra ek net die vraag, waar is Jesus? Want dit is vir my die belangrike vraag. Dit is vir my die vraag wat ons onsself behoort te vra rondom Kersfees. En ek wil net 'n paar goed sê, sodat jy net duidelik is rondom waar ek staan. Ek val in Romeine hoofstuk 14, wanneer dit kom by Kersfees, dat ek nie glo dat 'n boom 'n afgod is nie, jy sal dit nou ook hoor, en ek nie 'n probleem met persente uitdeel nie. Maar ek het wel 'n probleem daarmee dat as ons Jesus uit Kersfees uithaal, het ons 'n baie groot probleem. En daarom sal ons kerk hou op die 25ste Desember, want ek sal nie Jesus uithaal nie. En net dat jy weet, Sondag oor hierdie tyd ook, ek sien van my kollegas, en dit raak al meer algemeen, en dis okay, elke ou doen dit soos wat hy wil, dis reg so, maar weet dit seker op 'n Sondagoggend, irrelevant, van watter dag in die jaar dit is, daar sal kerk wees in hierdie gebou op 'n Sondagoggend. Weet dit seker. Ons sal nie toemaak nie, ons vat nie vakansie nie, want die duiwel is ook nie op vakansie nie, so ons het 'n werk om te doen. En weer eens, ek is nie krities teenoor my kollegas nie, ek is lief vir hulle, maar jy hoef nie te wonder of daar kerk sal wees die 28ste Desember nie, daar sal kerk wees. Lees asseblief saam met my Filippense 2, en ek hoop om hierdie pad saam met jou te loop vanoggend. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dan begin hy verduidelik wat hierdie gesindheid is. En hy begin iets saamvat wat ek glo noodsaaklik is vir ons om regtig Kersfees te vier. Hy begin so in vers 6, hy sê, hy wat in die gestalte van God was, dis baie belangrik, om Koos, jy het by die selgroep daar gaan draai, Jesus se lewe en of sy ontstaan begin nie by die maaglike geboorte van Maria nie, dis sy vleeswording. Voor dit was hy God. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En hierdie is baie belangrik. Jesus kies iets. Hy het alles wat hy nodig het, waarvan hy kan droom. Alles, hy's
ten volle God, saam met God die Vader en die Heilige Gees. Hy is ten volle God, maar hy ag dit geen roof om die gestalte van 'n mens aan te neem en aan ons gelyk te word nie. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself, so nadat hy homself nou verneder het, ontledig het, verneder hy homself dan nou verder, deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermatig verhoog, en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel is, en die wat op aarde is, en die wat onder die aarde is. Ek gee nie om waar jy is nie, maar jy sal die knie buig. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Daarom geliefdes, en dan gaan hy aan. Kan ek net iets van my hart afkry? Kersfees is baie, baie meer as die babietjie in die krib. Is baie meer as die boom en die persente, en die man in die rooi hoed met die wit baard. Is baie meer as die inkopies, en die familiekeiers, en dis wonderlike goede, en ek gee glad nie om nie. Maar waar is Jesus? Besef jy hoe groot is hierdie? God self, jy kan sê selfs God self, in sy goddelikheid, ag dit geen roof, om te sê dis nodig, sodat daar herstel kan wees, dat ek sal gebore word uit 'n maagd, en nie net sal homself so verneder nie, maar verder verneder deur te sterf aan die kruising. En so loop asseblief net hierdie pad saam met my, want ek dink, hier is goed wat swaarder behoort te weeg, vir my en vir jou, as 'n datum, en as ander gebeure. En so in die eerste plek wil ek met jou hieroor praat. Ek wil jou herinner dat Jesus het gekom, net miskien net dalk, is daar miskien effens 'n onsekerheid by jou, in die tyd waarin ons leef, waar ateïsme luidkeels verkondig word, en dit asof niks gebeur het nie, en toe het alles ontstaan, en dit het ook geen doel nie, wil ek vir jou sê, ek wil jou herinner, in Matteus 1:23, kyk, die maagd sal swanger word, en sy sal 'n seun baar, en hulle het hom genoem Immanuel, en dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ek wil hê, dat jy sal weet, hierdie Kersfees, dat Jesus het 'n keuse gehad. Hy het deelgeneem in die proses. Hy is nie maar net gesê en hy moes gaan nie, nee, hy het gesê, ek sal my wil onderdanig maak aan God se wil. Ek sal kom. En hy het homself so verneder. En nie alleen in daardie oomblik nie, maar ook God met ons. En ons weet in die tyd wat Jesus as vleesmens hier op aarde was, het hy saam met ons gewandel, en so was hy Immanuel, God met ons. Nou dat hy opgestaan het uit die dode uit, en die regterhand van die Vader sit, wandel hy ook met ons deur sy Heilige Gees. En kan ek en jy, wat ook al vir ons voorlê, wat ook al ons in die gesig staar, waarna ook al ons opkyk in die nuwe jaar, wat ook al tans vir ons 'n uitdaging is, hoe moeilik dit ook al mag wees, wil ek vir jou sê, onthou, hy is steeds met ons, want hy het beloof dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ek en jy is nie oorgelewer aan die genade van ons omstandighede nie. Mag ons asseblief hierdie Afrikaner gewoonte van ons 'n bietjie afleer,
wanneer ons sê, onder omstandighede gaan dit goed. Halleluja, broer. Ek kan hoor, jy is vol geloof. So kan ons bietjie praat van bo omstandighede. Kan ons 'n bietjie vir mekaar in die oë kyk en sê, ja, miskien is die omstandighede nie wat ek wil hê dit moet wees nie, maar ek dien die koning van die konings, wat gekies het om sy seun te stuur, wat sy lewe neergelê het, sodat ek in oorwinning kan leef. Want hoor net wat sê Galasiërs 4, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, ander woorde, volgens God se tydsberekening, dis hoe jy daai kan vertaal, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, hoor mooi, onder die wet, ek hoop hierdie gaan vir jou beteken wat dit vir my doen, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. Vra my wie hoekom vier ek Kersfees, vra my. Want ek is 'n kind van die almagtige God. My hele lewe het verander. Hy het my kom red, hy het my daar onder uitgehaal waar dit moeilik en swaar en onder omstandighede was. En hy het my kom sit en hy het my gesê ek mag nou 'n seun van die allerhoogste God genoem word. Dis hoekom ek dit vier. Dis hoekom ek bly is. Dis hoekom ek opgewonde raak. Want ek is losgekoop. Want was dit nie gewees vir 'n dag wat Jesus gebore was nie? Besef jy? Ja, besef jy? Daar was dan geen uitreik na die heidene gewees nie. Jy moes 'n Jood gewees het om gered te word. Besef jy, daar was geen Heilige Gees nie. Ek sal nooit vergeet, ek ry in 'n bus in Indië, 2013, 2014, ek is nie seker wat se een van die twee was dit nie. En soos ons daar ry, soos omtrent so Augustus maand, en ons ry op 'n stadium verby die strand, en een van die locals sê vir my, hierdie was altyd die strand waarop hulle Kersfees gehou het, maar toe die Hindoe regering oorvat, toe forceer hulle die kinders om skool te gaan en die moeilikste eksamens te skryf, die 24ste, 25ste en 26ste Desember, om die Christene te forceer om nie te kan Kersfees hou nie. En ek onthou dit my hart geskit, want dit het my gevoel, ja, dis vieslik. Verstaan, dis omtrent 'n onaardige menslike manier om die kerk te forceer om sy mond te hou. En toe ek terug is in SA, toe het ek hierdie ontnigtering van net 'n paar maande daarna, ten spyte van die feit dat ons land en regering baie ruimte het en selfs tot vir jou geseënde Kersfees boodskapie sal stuur. Is daar mense wat sê ek wil geen dele hieraan nie, want ek kan nie die oorsprong daarvan vertrou nie. Nou kan ek net iets sê op dit, en hierdie is regtig vir my belangrik. As ons begin om siele te wen, en minder fokus om argumente te wen, sal ons baie, baie verder kom. Ons sal baie meer as liggaam kan funksioneer. Maar vir jou, vir wie dit belangrik is, wat opreg wil wandel voor die Here, kan ek jou een ou se naam net gee. 'n Ou wat baie slimmer is as ek. 'n Ou wat dit absoluut sy werk gemaak het om agter te kom. Kyk asseblief, soos hy, dis nou wel 'n Engelse naam, maar dis Wes Huff. W-E-S-H-I-F-F. Wes Huff. Dis 'n Kanadese apologeet, 'n geleerde jong ou. As hierdie goed vir jou enigsins, as jy voel, man, ek wil weet, waar kom wat vandaan, gaan swat asseblief eerder sy goed, as wat jy die narratief glo, wat veral die 7-dag Adventiste en die Jehova getuies aan jou wil verkoop. Daardie twee groepe het uit en uit hulle werk gemaak om verdeeldheid in die kerk te saai, en ek moet hulle eintlik 'n applous gee, want hulle het dit wragtig weer reg gekry. Hulle het weer eens dit reg gekry, om die kerk te oortuig, en ja, die kerk het dit bietjie vir hulle maklik gemaak ook van tyd tot tyd, maar om verdeeldheid in die kerk te saai, sodat ons nie as een liggaam kan funksioneer nie.
Weshalf het klomp goed oor Kersfees, maar nie net oor Kersfees nie, oor Christendom en die ontstaan daarvan. Ek het sy goed gekyk, het my baie gestig. Hy is ook die tipe ou wat, as hy iets sê, en hy ontdek deur die akademie 'n gedeelte wat hy dalk nie geweet het nie, sal hy ook vir jou sê, luister, ek het so gesê en ek is jammer. Ek het hierdie gelees en ek hou van dit. Beteken daar's vir my volwassenheid as jy kan herken. Maar nietemin, ek wil klem lê op iets. Iets tussen die narratiewe deur, iets wat ek in Filippense sien, iets wat ek sien 'n noodsaaklikheid is, as ons regtig Kersfees wil vier. Wil jy regtig Kersfees vier? Wil jy Jesus terugsit in Kersfees? Ek wil vir jou sê in die eerste plek, verneder jouself soos hy hom verneder het, maar moenie stop by die eerste stap nie. Gaan ook verder soos wat hy verder gegaan het. Verstaan dat in sy godheid het hy neergebuig in die gestalte van 'n mens aangeneem, maar selfs toe hy 'n mens was, het hy nie die hele tyd die mense geloop en herinner daaraan dat hy eintlik 'n God is. Hy het nie verwag dat mense die grond moet aanbid waarop hy loop nie. Hy het nie verwag dat mense dinge moet sien soos wat hy dit sien nie. Nee, ons het hier die toneel wat afspeel in Johannes 13, waarvan ek gereeld praat en ek sal aanhou hieroor praat, want hierdie is die deel wat vir ons moeilik is. Hierdie is die deel wat nie heeltemal so natuurlik kom nie. Maar hierdie is die aand voordat Jesus verraai is. Ekskuus, die aand voordat hy gekruisig is, die aand waarin hy verraai is. Sit hy saam met sy disippels en hulle gaan nou die laaste keer saam eet. En Jesus begin iets doen. Hy begin sy disippels se voete was, so een vir een. En net dat jy weet, op daardie stadium, sê die Bybel van ons, Johannes getuig so, Jesus weet reeds dat Judas Iskariot hom gaan verraai. En sy reaksie op verraad, is nie dat hy homself eers onttrek uit die situasie uit nie. Dis nie dat Jesus kom met die waskottel en die boekleed en hy was almal se voete en toe hy by Judas kom toe sê hy nope en hy gaan na die volgende een toe nie. Nee. Toe hy by Petrus kom, toe Petrus, daar's toe nou omtrent 'n hele storie. Hy sê nee, luister jy As dit is wat dit vat om deel te wees, dan moet jy my sommer van my kop tot my tone was, weet, en Jesus sê vir hom, nee, is okay, jou voete is genoeg. Maar hy was al sy disippels se voete, die wat hom verraai en die wat hom nie sal verraai nie. En dan in vers 14 maak hy hierdie stelling, hy sê, en as ek, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Waar is Jesus? Jesus is daar waar ek en jy kies om te dien. Mag ons vlak van diensbaarheid lig hierdie Kerstyd. Jy sien, kennis is maklik, kuier is maklik, maar as ek en jy bereid om te dien. En mag ek jou uitnooi na iets toe, en hierdie is net 'n voorstel, maar ek het hieraan gedink, hierdie is miskien vir jou ook 'n opsie. Mag jy dien waar ook al jy jouself bevind, hierdie Kersdag. Nie lank van nou af nie, daar by Herfsakker, gaan daar 'n paar klein groepie mense wees, wat kos kry, omdat iemand gesê het, ek sal gaan dien. Maar almal van ons gaan nie Herfsakker toe nie. Ek wonder of jy sal, want ek gaan, iewerster vandag, iemand gaan soek, wat dalk honger is, en ek gaan vir hulle iets gee om te eet, omdat ek graag wil dien. En ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen.
Maar kan ek een verder gaan? Kan ons die mense gaan dien? Wat ons soms voel, ons verraai. Ollie, dink jy daar is iemand by daai polisiestasie wat 'n bordkos nodig het? Ek dink julle vang my hart. Ek en jy word geroep om te dien. Dis waar Kersfees gaan. Dis sy geboorte, ja, en ons sing en ons is dankbaar, die profesie is vervul. Maar as ons wil hê dat die wêreld daar buite moet sien dat ons vier Jesus, kies om diensbaar te wees. Romeine 12:10 sê dit, hy sê wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Moet die een die ander een vooruitgaan in eerbetoning. Dis so 'n bietjie meer as verdraagsaamheid. Dis next level. Vir my, dit is Kersfees. Maar nie alleen kies Jesus om hom as mens en so homself te verneder, 'n stapie verder as mens om te dien en gehoorsaam te wees tot die dood toe nie. Nee, Filippense 2, hy vertel hierdie vir ons. Maar daar kom 'n oomblik in vers 9 wat hy sê, daarom het God hom ook uitermatig verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. En daarom wil ek graag ook, ek wil hê jy moet weet, by Kerstyd, mag ons soos wat ons praat van die kindjie in die krib, wonderlik, maar mag ons onthou, hy is nie meer die kindjie in die krib nie. En hy gaan weer terugkom. En dan gaan hy nie terugkom as 'n kindjie in die stal, sagmoedig nie. Hy gaan terugkom as die koning van die konings. En hy gaan vir ons rekenskap eis. En in hierdie proses hoop ek dat ons verskonings eenkant sal wees en ons as manne en vroue voor hom sal kan staan en sê, ek het my beste vir hom gegee. Ek het nie ander se lewens gereuneer nie. Ek glo dit en jy moet dit weet vandag. Ek glo Jesus het die naam bo elke naam. Glo jy dit ook? As gemeente kan ons dit, hy het die naam bo elke naam. Die duiwel is nie aanpaar met die Here nie. En ons moenie in ons harte so redeneer nie. Ons kan nie in ons harte sê, okay, God is hier en die duiwel is hier en partykeer wen die Here en ander kere wen die duiwel nie. Nee, hy het die naam bo elke naam. En so in 1 Korintiërs is daar 'n hengse fight in die kerk, 'n hengse fight. Want jy sien, hulle is nog besig met heidense feeste en heidense goede en so meer, en so nou bring hulle offers aan afgode. Nou net dat jy weet, 'n offer was nie altyd 'n hele offer gewees nie. Met ander woorde, hulle het nie noodwendig die hele skaapribbietjie in die brand gesteek nie, okay? Hulle het partykeer die bloed en die vet. Maar dan lê daar 'n wonderlike gebraaide skaapribbietjie. En dan beklei die kerk. Want die een ou sê nooit, jy kan nie iets eet wat aan 'n afgod geoffer is nie. En die ander ou sê, het jy 'n skaapribbietjie geëet? Ons honger mense, so sou hulle sê. Kom ons vat hierdie vleis en ons gee dit vir die armes. En dan sê die ander, nee, ons wil niks daarmee te doen hê nie. Hierdie is afgodsvleis. En dan antwoord Paulus hulle so. En ek wil hê jy moet weet, ek val in Paulus se kategorie. Hy sê, wat dan die eet van offervleis aan die afgode betref? Hy sê, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie. En dat daar geen ander God is behalwe een. Ek hoop jy hoor dit. Deur te sê raak nie, smaak nie, raak nie, roe. Ja, dan nie altyd sal my help. Ek erken geen ander God as God nie. Ek erken geen ander krag in enige ander God as God nie. 'n Boom en 'n Kersvader is nie vir my 'n God nie. Weet dit seker. Dis nie vir my 'n God nie. En as jy wil sê, op grond van die feit dat ander mense dit aanbid, is dit daarom 'n God, sal ek graag vir jou wil sê, daar's meer mense wat geld aanbid as bome en Kersvaders. En so as jy dan nou nie
Wees dan ten minste konsekwent. Haal dan net al die afgode uit jou huis uit. Kan maar vir my bring, ek sal hulle versorg. Wat my betref, is daar net een God, en daar's geen ander afgode nie. Ek sal nie my knie buig voor 'n ander afgod nie, weet dit seker. Ek sal nie. Ek sal erken dat daar een God is. Want volgens Johannes 5:23 sê, sodat almal die Seun kan eer. Dis waarom ek Christusfees hou, dis waarom ek Kersfees hou. Net soos hulle die Vader eer. Dis belangrik. Soos ons die Vader eer, so behoort ons ook die Seun te eer. Want wie die Seun nie eer nie die Vader nie, wat hom gestuur het nie. En daardeur sê ek nou nie, jy moet die 25 Desember Kersfees vier om die Seun te eer nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, kom ons eer die Seun, deur ons diensbaarheid aan alle mense te toon. Hy het die naam bo elke naam. Ek wil afsluit met hierdie een, en dan hoop ek regtig dat jy regtig 'n goeie tyd en 'n lekker tyd saam met jou gesin sal hê, jou geliefdes en die mense naby aan jou. Hy sê in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. Waar is Jesus? Jesus is sigbaar in my en in jou. En hoe ons liefhet, en hoe ons vergewe, en hoe ons bereid is om ons lewe neer te lê vir die mense om ons. Wil jy regtig Kersfees vier, soos wat ek in my hart oortuig is ons dit behoort te vier? Kom ons wees nederig, kom ons wees diensbaar, en kom ons verheug ons in wie hy is, kom ons loof hom, en ons verhoog sy naam, bo alle name. Kom ons bid net saam. Vader, op hierdie 25 Desember, wil ons op net kies. Vader, mag dieselfde gesindheid in ons wees, wat ook in u Seun was. Mag ons mekaar lief hê, mag ons mekaar dien, mag ons kies om die mooi in mekaar te sien, mag ons daar wees vir mekaar. Ons het u so lief. Dankie dat u ons ook lief gehad het. En Vader, ek wil bid in besonder vir elkeen wat sal ry. Hou ons asseblief veilig op die pad. Die wat reeds weg is, bring hulle asseblief vir ons veilig terug, sodat ons ook as familie u naam kan groot maak in die nuwe jaar. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.